Welkom terug by die Groot Ontbyt. Nou kyk, as jy 'n besigheid het, klein of groot, wat iets te doen het met Poppy, dis nie 'n persoon nie, jy weet, die Poppy Act, dan moet jy nou luister, want die jaarlikse Poppy verslagdoeningstydperk vir openbare en private liggame strek vanaf 1 April tot 30 Junie. Nou is jou kans. Gedurende daai tydperk moet alle inligtingsbeamptes hulle jaarverslae oor versoeke om toegang tot inligting indien. Ja, anders kan hulle boetes in die gesig staar. Nou die arbeidswetkenners Mornay van Sail en Shanique Gildenhuys is hier by ons in die ateljee. Ons praat bietjie oor hierdie ingewikkelde storie wat die meeste van ons wat besighede het soms dit ignoreer. Goeiemôre julle. Môre. Welkom. Nou kyk, my bloed kook as ek Poppy hoor, want ek wil weet wie gee vir ouens my nommer, om heeltyd my te bel. Maar ons sien nou gereeld die PAIA, P-A-I-A en die Poppia afkortings. Vertel ons eers bietjie Poppia waarvan PAIA, waarvoor staan elkeen? Ja, so Shanique gaan ons die verskil vat tussen Poppy en PAIA. Ek dink as ons kyk na PAIA help maatskappye om basies hoe maatskappye met persoonlike inligting moet hanteer en waarvoor dit gebruik word. So nou wat die wet vereis is dat jy as 'n maatskappy 'n PAIA handleiding moet hê. En daai handleiding gee vir jou die riglyne wat iemand moet volg om aansoek te doen vir inligting of om daai inligting te verkry op die einde van die dag. En soos jy nou genoem het van die indieningproses wat gebeur. So nou vereis die wet vir die wet dat jy daai handleiding moet indien in hierdie sekere tydperk. So ja, dis is nou basies waar die PAIA en die Poppy inkom in vandag se tyd. Sure. Okay, verduidelik vir ons gou die verskil tussen die twee. Okay, so Poppy is Protection of Personal Information Act. So Poppy sê vir ons hoe beskerm ons persoonlike inligting, wat mag jy daarmee doen, wat mag jy nie daarmee doen nie. Ja. So Poppy sê vir ons hier's 'n kamer, ons sit 'n deur op, ons sit 'n veiligheidshek op, ons hou hierdie inligting veilig. PAIA sê vir ons Promotion of Access to Personal Information Act. So wanneer mag ons vir iemand toegang gee tot hierdie kamer? So die indieningstydperk is vir hoeveel mense het jy toegang gegee en hoeveel mense het jy toegang geweier. So dis waar op daai PAIA indiening is. PAIA is basies die sleutel tot die inligting. Presies, ja, die sleutel tot daai deur. En besighede moet nou die handleiding hê wat sê wie en hoe op watter manier het ek vir mense toegang gegee tot inligting of beplan ek om vir watter mense toegang te gee tot inligting? So enige private en publieke maatskappy wat met persoonlike inligting werk, moet hierdie PAIA handleiding hê. Moet, ja. Volgens wet. Yes. Ja. Publiek en private maatskappy. Ja. 100%. Jy sien nou kom dit. Nou as ek 'n klein besigheidseienaar is en ek het nog nooit so iets gedoen nie, wat moet ek maak? Ja, so almal moet dit doen. Alle maatskappye moet dit indien. As jy nog nie versoeke gekry het in jou tydperk, jy moet jy nog steeds indien en dan net aandui dat jy geen of 0 versoeke gekry het in die tydperk. Okay, tot wanneer mag ek indien? Ja, so ons dien nou in vir die periode van 2025 tot 2026. Dit 1 April 2026 oopgemaak en ons het nou tot die einde van Junie, 30 Junie om in te dien. Wat moet besigheidseienaars op die uitkyk wees voor? Ja, gaan daar iemand wees wat jou voor die tyd sê herinner daaraan? As jy voorheen al 'n PAIA indiening gedoen het, dan sal hulle jou herinner. Sal jy herinner? Ja, maar as jy dit nog nie gedoen het, gaan jy nie daai e-pos ontvang nie. So dis belangrik dat die mense bewus is hiervan, want anders gaan jy glad nie weet nie. En as jy dan nou nie inhandig nie, dan is daar boetes. Kyk, as hulle ondersoek instel, ja, maar vir nou is daar nog nie boetes nie, so dit kan dalk gebeur in die toekoms. Waar handig ek hierdie in? Ek is nou besigheidseienaar, ek het nog nooit hierdie gedoen nie, ek weet niks nie. Stap vir stap. Ja. Waar doen ek dit? So jy moet dit op die Information Regulator se webtuiste. So jy moet eers nou 'n profiel gaan skep en registreer om daai indiening te doen. Wat baie belangrik is, iemand in jou maatskappy moet dan as die Information Officer registreer en daai persoon word dan verantwoordelik gehou om daai indiening te doen. Die maatskappy moet net seker maak dat die besonderhede en dat daai handleiding wat opgelaai is, opgedateer is met die nuutste inligting van die maatskappy. So stap 1, skep 'n profiel. Nommer 2, of registreer, skep 'n profiel. Ja. En Information Officer moet dan geregistreer word, wat dan verantwoordelikheid dra vir hierdie submission op die einde van die dag. En as jy dan die handleiding opgestel het, is dat sy werk ook om 'n handleiding op te stel. Kyk, vir nou, ekskuus as ek kan inspring, vir nou is dit 'n vereiste om die PAIA indiening te doen. So om die PAIA manual of die PAIA handleiding op te laai is nog nie 'n vereiste nie. Nog nie. Dis vir nou net die PAIA indiening. So hulle wil net weet hoeveel mense het jou PAIA manual aangevra en vir hoeveel mense het jy toegang gegee.
Okay. So dit is vir nou waarop ons indien. Nou, hier is nou iets waaroor ek nie 'n klou nie. Die CPA en die nuwe veranderings met die opt-out register. Ja. Jy sien, daar's baie dinge wat ek moet leer. Shani, wat is dit? Ja, so dit is Consumer Protection Act en dit verduidelik dan of dit beskerm verbruikers eintlik maar. So hulle het 'n opt-out, 'n National Opt-out Register begin. So jy registreer daarop, jy sê ek wil glad nie bemarking ontvang nie. Ja. So ja, al die maatskappye moet dan kyk wie is op hierdie register en hulle mag nie aan jou bemark tensy hulle direkte toestemming het nie. So dis baie belangrik, veral vir daai spam oproepe en e-posse wat ons ontvang. So dit gaan 'n groot verskil maak. Okay, weer eens, as ek nou nog nie geregistreer het nie, gaan enigiemand my bel. Kyk, hulle mag jou nie bel nie. Ja. As jy 'n huidige kliënt is, mag hulle jou een keer kontak om te vra vir toestemming om direk aan jou bemarking te doen. Maar as hulle nie daai toestemming het nie, mag hulle eintlik nie aan jou bemark nie. Nou goed, as maatskappye nie daaraan voldoen nie, as hulle nie toestemming het nie en as maatskappye ook nie die indiening gedoen het nie, dis nou twee verskillende goeders waar ons dit praat. Wat is die gevolge vir elkeen? Kyk, die informasiereguleerder sal dan intree en ondersoek instel. So daar is ongelukkig boetes wat hulle kan uitgee wat kan strek tot en met 10 miljoen rand, wat natuurlik verskriklik baie geld is. Of jy kan tronkstraf kry. So dit is hoekom ons altyd indring daarop dat die informasiereguleerder of die information officer moet die regte persoon wees, want dit is die persoon wat dan verantwoordelik is vir dit. So jy moet kyk voordat jy jou information officer en deputy information officer aanstel dat dit die regte persoon is, want hulle dra al daai verantwoordelikheid. Wie is gewoonlik die information officer? Ja, so ons dan gewoonlik aanbeveel dat die eienaar van die besigheid is, Ja. die uitvoerende hoof of 'n direkteur van die maatskappy. En die rede daarvoor is omdat daar so baie verantwoordelikheid is op daai persoon dat dit iemand senior in die besigheid is. Want daai persoon gaan verantwoordelik gehou word om seker maak dat die indiening van jou papaja word gedoen en ook wanneer daar 'n sekuriteitsinsident is of daar's 'n databreek dat hy dit rapporteer as die information officer by die information regulator. So daar's baie verantwoordelikheid op daai persoon om hierdie rol te vervul. Maar wat sou jou advies wees vir mense wat klein besighede het spesifiek wat nie 'n HR afdeling het of 'n interne sake afdeling het nie? Wat sou jou advies wees vir mense wat dink, liewe hemel, ek weet nie waar om te begin nie? Ja, so natuurlik meer as welkom vir ons te kontak. En ons kan help daarmee, maar ek dink stap nommer 1 is om te registreer op die information register webtuiste om 'n profiel te skep en dan soveel as moontlik huiswerk te doen om seker te maak dat jy jou indiening doen op die einde van die dag. Sê vir daai webtuiste, wat se webtuiste is dit? Information regulator se webtuiste. So die mense kan net Information regulator. kan net gaan Google en dan sal hulle dit kry. So, Morney en Shanique, baie dankie. Ek is nou skrikkerig, ek nou gaan werk. Dankie vir nog 'n dag wat ek my neus in 'n laptop moet sit. Dankie. Maar ja, mens moet seker maar wat jy bedoen. Nou maar dankie vir julle tyd, moeite vir môre. Ek dink Plezier. vir almal daar buite wat 'n maatskappy het, openbaar of privaat maatskappy, dis so 'n bietjie iets om na te gaan kyk, né? Nou ja, dankie vir julle tyd, moeite vir môre. Baie Dankie, dankie. ons waardeer. Dis dan Morney van Sail en Shanique Hildenhuis, wat ons kom gesels oor die Poppy Act en die Paja Poppy, moenie vir my lag nie. Paja Poppy. Papaya. Papaya klink so oranje ding. Ja, ek is 'n stukkie werk. Ons is nou nie weer terug en dan gesels ons met chef Renate Verberg Lord in die kombuis.